Honderde EFF-ondersteuners ruk op na Kleinfontein en die vermiste Jocelyn Smith se ma en haar 2 medebeskuldigdes is skuldig bevind. Goeiedag, dis vandag die 2de Mei. Welkom by jou Afrikaanse nuus, net hier op Pretoria FM. Honderde EFF-ondersteuners het vandag aan 'n optog in Kleinfontein buite Pretoria deelgeneem. Die EFF het in 'n plasing op X gesê dat die party nie sal toelaat dat enige sogenaamde onwettige rasse-segregasiegebied in Suid-Afrika bestaan nie. Die party het reeds vroeg tydens die optog sy ontevredenheid met die hoë voorkoms van polisiebeamptes en privaat veiligheidsmaatskappye in Kleinfontein laat hoor. Die EFF in Gauteng se woordvoerder, Dumisani Baleni, het toegesê die optog is wettig en vreedsaam en het die hoë polisieteenwoordigheid as oordrewe beskryf. Baleni sê dit is ironies dat soveel polisiehulpbronne vandag by Kleinfontein ontplooi is, terwyl die Tshwane Metro deurloop onder geweldmisdaad. Die vermiste Jocelyn Smith se ma, Kelly Smith, haar kerel, Jacqueline Apollos en Stefano van Ryn, is vroeër vanmiddag deur regter Nathan Erasmus skuldig bevind op aanklagte van ontvoering en mensenhandel. Die staat het aangevoer dat Smith, die baasbrein agter haar dogter se verdwyning op 19 Februarie 2024 vanuit die Middelpos informele nedersetting by Diasville in Saldanha was. Erasmus het in sy uitspraak gesê die staat het bo redelike twyfel bewys dat Smith, Apollos en van Ryn die toe 6-jarige meisie vir doeleindes van uitbuiting verkoop het. Die polisie in Limpopo het met 'n soektog na die verdagtes van 'n plaasaanval op die plaas Stofkraal in die Roos-Senekal omgewing begin. Die 78-jarige Robert Stol se liggaam is gisteroggend in die badkamer van die plaashuis gevind. Die waarnemende polisiekommissaris in Limpopo, generaal-majoor Samuel Manala, het die polisie beveel om alle beskikbare hulpbronne in te span om na die verdagtes te soek. 'n Saak van moord is geopen. En die VF+ sê hy kan nie die Merafong plaaslike munisipaliteit in Carletonville en Vogwil se konsepbegroting vir die 2025-26 boekjaar steun nie, weens die ANC se algehele wanbestuur van die munisipaliteit. 'n VF+ raadslid in die Merafong plaaslike munisipaliteit, Ben van der Berg, sê die munisipaliteit skuld Eskom tans R1,2 miljard en Randwater R1,3 miljoen weens wanbetaling. Van der Berg sê net die rente aan die 2 grootmaatverskaffers beloop R52 miljoen per maand. Randwater het reeds weens wanbetaling die watervoorsiening na die munisipaliteit met 20% gesny en dit kan verhoog indien Merafong nie dringend 'n afbetalingsooreenkoms met Randwater aangaan nie. Dit dan die einde van vandag se nuusbulletin. Baie dankie dat jy saam gekyk het. Onthou om hierdie te deel met jou vriende en jou familie. Op so 'n manier hou ons ook almal op hoogte oor die jongste nuusgebeure. Mag jy ook 'n heerlike naweek hê. Ons is dan maandag weer terug met nog nuus. Van my kant af, totsiens.